Kom ons gesels oor intensiteit en dan met name alles vir die Here. Almal van ons weet dat ons elke dag moet strooi om ons fokus te hou tussen al die pligte wat na ons toe kom, tussen al die verantwoordelikhede wat ons het en tussen al die afleidings wat ons elke dag ervaar. En dit raak maklik in ons geestelike lewe om te verval dat 'n mens net vinnig 'n dagstukkie deurblaai of iets luister, vinnig bid, maar jou aandag is nie voluit by wat jy doen nie en met jou kontak met God nie. Of aan die ander kant kan 'n mens so maklik begin uitstel om regtig op God te fokus en in die teenwoordigheid van God te sit, te wees, te staan, net met God kontak te maak. Natuurlik het alles seisoene, so as jy ergens tussen hierdie twee uiterstes vasgeval het, dan is dit miskien nou juist tyd weer om jou intensiteit te gee om 'n toewyding aan God te leef. Intensiteit is soos 'n brandende, ek wil graag vuur wat binne in 'n mens brand. Dit raak alles aan wat jy doen, hoe jy werk, dit raak aan hoe lief jy het, hoe jy lewe, hoe jy hoop. Nou Paulus herinner in Romeine 12 vers 11, moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Nou die woord geesdriftig beteken hier letterlik vurig van gees. Dis om nie lauwarm in jou geloof te wees nie. Dis om met volle oorgawe en sonder kompromieë vir God te leef. Nou volgens Steger se navorsing in die positiewe sielkunde, wys dit dat mense wat hulle lewe verbind aan iets groter aan hulle self, aan 'n hoër doel, hulle ervaar groter betekenis, hulle ervaar meer volharding en welstand. Nou ons is God se kinders. Ons is deur God uitgekies om met intensiteit in sy naam te leef, om met intensiteit vir God te leef. So begin weer om vandag wat jy ook al doen, al is dit so eenvoudig so skoolgoed was of om te bestuur, net jouself te herinner, ek doen dit vir Jesus. Dan word jy nie geboikot deur jou eie negativiteit of lusteloosheid of gemotiveerdheid nie, want jy doen dit vir Jesus en daarom doen jy dit met volle passie. Alles vir die Here. Leef geïnspireerd.